Natuurlik sou ons eerder graag saam in die erediens wou wees, dat ons weer mekaar kan groet, kan hoor hoe dit gaan, so net bietjie kan gesels en soos die Engelse sê, so bietjie kan incheck. Natuurlik sou dit die eetse prys gewees het. Maar as gevolg van omstandighede het ons as NG Gemeente Uitsig nie vanoggend op 22 Desember 2024 'n erediens nie. Maar ons het nog steeds 'n saamkuier rondom die woord en ek wil vir jou sê baie welkom. Waar jy is, hier waar ek in my studeerkamer sit en jy dalk op jou stoep of iewers in jou huis of dalk is jy al met verlof of met vakansie, dalk het jy kuiermense, so almal wat ook ingeskakel is, wat nie lidmate van NG Gemeente Uitsig is nie. Vir julle ook baie welkom, mag dit vir ons 'n wonderlike kuier aan die voete van ons Here Jesus wees. Nou, omdat dit 'n erediens op 'n ander manier is, gaan ons dit ook so 'n bietjie anders doen. Ek gaan eers dat ons saam stil word en som net voor die Here verenig in gebed. Kom ons bid saam. Dankie dat ons by mekaar kan wees. Selfs al is dit vanoggend in die gees en nie fisies in liggaam in ons kerkgebou waarvoor ons so lief is nie. Maar dankie dat ons tog op 'n manier by mekaar kan wees. En dankie dat ons kan weet, U is die een wat ons verenig met mekaar. En dat ons ook almal saam deur middel van die tegnologie aan die voete kan kom sit. Here, vanoggend wil ons net weer ons harte op U rig, ons ore op U rig, ons hele gees op U rig. Ons wil net hoor, Here, ons wil beleef, ons wil ervaar in hierdie Kersgety, in hierdie adventtyd wil ons hoor wat U ook deur die Gees en deur die woord en deur die prediking met elkeen van ons deel. Help vir ons om te hoor, Here, maar help vir ons om meer as net te hoor. Help vir ons dat dit in ons harte gebeure kan word en 'n invloed het op ons lewe. Ons bid hierdie dinge alles in die naam van die Messias, die Koning van Immanuel, die Vader wat gestuur het, die Heilige Gees wat by ons is. Amen. Kom ons luister nou eers na 'n wonderlike Kerslied. Die Heiland is gebore. Die Heiland is gebore in stille Bethlehem. Hy bly 'n engel sange, voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enige gegee het, as middelaar en steun. Kom na die krib so nederig, daar lê die kindjie teer. Hy is die spruit van Dawid, hy is ons liewe Heer. O hoor ons sing, Heer Jesus, en neem ons loflied aan. Dis nergens vir ons beter, as aan U sy te staan. Liefde, 'n kindjie swak en klein. O
Jesus maak ons almal gedoop aan U en rein. Wou U uit gunse hemel op hart by ons kom woon, dan bied ons nou ons harte, U liewe hier tot troon. Ons gaan 2 gedeeltes gaan ons saam lees. Die eerste gedeelte is uit Lukas 2 en dan ook uit Matteus 2. Nou, dadelik sal julle weet, verlede Sondag, toe ons nog lekker saam gekuier het ons Matteus 2 gelees, daai eerste klompie verse waar ons gepraat het oor die verskillende maniere om die Messias te benader. So toe het ons onder andere ook Matteus 2 gelees. Vandag gaan ons net lees vers 1 tot vers 3, maar voordat ons daarby kom ons lees ook die geskiedenis van Simeon hier uit Lukas 2 vers 25 tot 35. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en hy het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepalings van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat U dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. En dan ook Matteus 2. Matteus 2, 1 tot 3. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Dit was nou ons skriflesing vanoggend en ek hoop jy het heerlik saam geluister en saam gevolg. Hoeveel weet jy van konings en koningskappe af en koninkryke af? Dit is ons nou nie meer 'n ding wat vir ons alledaags is nie. Ons ken nie meer regtig 'n koning nie, ons weet nie hoe werk al daai dinge nie. Ons weet nou van koning Charles, ja die Britse koning, en ons het so rukkie terug in die nuus gehoor van koning Goodwill Zwelithini, die Zulu koning wat oorlede is en die stryery wat plaasgevind het totdat sy seun as troonopvolger gekroon is. Ons weet so bietjie hier en daar, maar ek moet eerlik sê, wat my betref, weet ek die meeste van konings deur middel van sprokies. En die sprokiesverhale wat ons altyd met mekaar deel. So ons het 'n prentjie van konings, van hoe dit daar lyk, hoe werk dit in daai wêreld. So ek moet sê, as dit van my afhang, en ek hoor van 'n koning wat gebore is, en ek wil aan hom gaan eer bewys of hulde bewys,
dan sou ek ook, net soos die sterrekykers, sou ek na die paleis toe gegaan het. Want dis wat hier gebeur. Ons lees van die sterrekykers, ons lees daarvan dat hulle 'n ster verskynsel, ons weet nie presies wat dit was, of dit 'n supernova was, en of dit 'n ander bonatuurlike sterreverskynsel was, ons weet nie presies nie, dit maak ook nie saak nie, maar ons lees daarvan, dat hierdie sterrekykers het hierdie sterre teken gesien, hulle het een en een bymekaar gebring, hulle het geweet, hierdie ster kondig die geboorte van 'n groot koning aan, en hulle het iewers al in die verlede het hulle te doen gekry met die Messias verwagting van die Jode. So hulle het gesê, hierdie moet die Messias koning moet dit voorspel. En hulle volg ook die ster, en dan maak hulle 'n baie eerlike, baie verstaanbare fout, 'n fout wat ek en jy waarskynlik ook sou gemaak het. Hulle gaan soek die Messias koning op die gewone plekke. Hulle soek die Messias koning waar ons hom sou verwag. Ja, hulle gaan soek die Messias koning daar in die paleis, daar tussen die konings, tussen die hooggeplaastes, die BBP's, die baie belangrike persone. Dit is waar hulle die koning, die Messias koning, gaan soek. Ek dink ek en jy sou dit ook gedoen het. Maar die interessantheid is, dis nie waar hulle hom kry nie. Nee, hulle kry nie vir Jesus, die koning van die konings, die voorspelde Messias, kry hom nie in die paleise nie. Hulle kry hom, daai tyd was hy nie meer in 'n stal nie, maar as hulle bietjie vroeër was, as hulle so klompie, waarskynlik so 2 jaar vroeër was, dan sou hulle hom gekry het, onverwags, in 'n krib, in 'n stal, omring deur die eenvoudigstes van die eenvoudiges, die skaapwagters. Hulle sou hom gekry tussen strooi, waar die donkies en die beeste ook eet en slaap. Dis waar hulle hom sou gekry het. Op hierdie stadium het daar 'n bietjie tyd verloop, so hulle kry hom in 'n huis, eenvoudig, doodgewone mense, onverwagse plek, dis waar hulle hom vind. Die vraag is, waar soek ek en jy na die Messias? Julle, as ons hieroor begin dink, dan hoor ons 'n klomp negativiteit oor God in hierdie wêreld. Vrae soos, waar is God? Die tipiese, en is nou maar hoogs teologiese ding, hulle praat van die teodisee vraagstuk. Dis die vraagstuk wat sê, as God dan so 'n liefdevolle God is, waar is hy wanneer daar slegte dinge gebeur? Waar is hy as daar slegte dinge met goeie mense gebeur? Ons hoor dit so baie. Ons hoor dit so baie van mense wat sê, waar is God? Waar is God as die wêreldleiers die wêreld voel of hulle kan maak en breek soos wat hulle wil het, gemeenskappe en lande en bevolkings lei daaronder en hulle gaan net aan. Waar is God? Waar is God as daar korrupsie plaasvind dat 'n hele land laat steier en dit voel of hulle niks oorkom nie? Waar is God? Waar is God as nog 'n boer vermoor word? Nog 'n vrou, nog 'n kind verkragt word? Wanneer kinders ontvoer word, waar is God? Dis die vraag wat baie keer gevra word, maar so vanuit 'n hoogwaardige houding. So asof ons weet waar God behoort te wees. Waar soek die sterrekykers na die Messias? Die sterrekykers soek na die Messias op die gewone plekke. Hulle soek na die Messias waar hulle dink die Messias gevind behoort te word, waar 'n Messias hoort.
Hulle soek nie op die ongewone plekke nie. Hulle sou nooit gaan soek het in 'n stal nie, in 'n krib nie. Hulle sal nooit gaan soek vir die Messias, die koning van die konings, in 'n gewone huis tussen gewone mense nie, daar in die gewone lewe nie. Hulle sou nie God daar soek nie, maar dis waar hulle vir God die Messias sou vind. So miskien is die vraag nie waar is God nie, die vraag is eerder waar soek ek en jy God? Waar vind ons God? Want God is nie net daar waar dit goed gaan nie, natuurlik daar ook. Maar dit is altyd waar ons hom soek. Ons soek hom in die goedgaan tye. As dit goed gaan, dan sê ons, ja, die Here is vir ons goed en ons loof hom. Maar ons gaan hom ook vind, daar waar dit sleg gaan. Daar waar dit nie so goed gaan nie. Daar waar jy dalk op hierdie stadium deur hierdie kerksgety worstel en vroeg, want jy verlang na jou hartsmense wat nie meer daar is nie. Dalk is jy 'n pappa of 'n mamma wat alleen is, want jou kinders is ver en jou hartsmense is oorlede. Dalk is dit vir jou 'n donker tyd. Dalk sal jy sê, as hierdie tyd net kan verbykom, dat ons net weer kan aangaan. Waar is God nou? God is daar, op die ongewone plekke. Hy is daar waar jy is. En dit beteken ook, ons moet maar 'n bietjie kyk waar ons is, waar ons leef, want so baie keer sien ons dat die wêreld, en baie gelowiges saam met die wêreld, maar die tipiese wêreldse partytjies hou in hierdie tyd. Waar is God? Daar waar jy is, op die ongewone plekke. Dis waar jy hom gaan kry. Die vraag is, hoe kry ons dit reg om hom raak te sien? Hoe kry ons dit reg om bewus te word van hierdie God en waar hy is? Simeon. En dis hoekom ons Simeon se verhaal gelees het. In Simeon sien ons die geheim. As jy mooi onthou wat ons gelees het, daar in Lukas 2 vers 27 staan daar dat Simeon gelei deur die Heilige Gees tempel toe is en vir Josef en Maria en die kindjie daar gekry het. Hoe het hy dit reg gekry om die kindjie te herken? Daar was mos nie 'n stralekransie om sy koppie nie. Daar was mos nou nie engele wat daar staan en trompette blaas en sê poep poep poep, hier is die Messias nie. Nee. Gelei deur die Heilige Gees erken Simeon die Messias. En dis die geheim. Dis die geheim van hom om Jesus raak te sien. Om nie te vra waar is God nie, maar om raak te sien waar God is. Hy is daar waar ek is. Ek wil vir julle 'n verskriklike kosbare ding lees wat 'n monnik met die naam van broer Lawrence geskryf het. Hy het gesê, Jesus was tussen die skottelgoed in die kombuis, net so naby aan my soos met die nagmaal. Jy kan hom hoor in die lag van 'n kind, in die smaak van vars vrugtesap, in die spin van 'n kat. Is dit nie so kosbaar nie? Jesus was tussen die skottelgoed in die kombuis, net so naby aan my, as soos met die nagmaal. Iemand anders, Henry Blackaby, skryf in sy boek Beleef die Heilige Gees, skryf hy die volgende, hy sê, God is by ons, of ons dit wil weet of nie, of ons hom erken of nie. Dit verander niks aan die realiteit dat hy hier is nie. God is hier. Ons hoef nie te vra, waar is God nie? God is hier. God is hier by ons. Ons moet net leer om deur die oë van die Heilige Gees te kyk. Ons moet net leer om hom raak te sien. Daar waar my trane op die kussing drup, daar moet ek leer om die Heilige Gees se toevou, se omarming, se naby wees te beleef. Net leer om God se Messias wees, sy Immanuel wees, te herken. Maar dit bring ons tog by 'n ander ding. Die vraag
oor Immanuel, God met ons. Piet Nudee skryf in sy boek Onder 'n skewe reënboog, vra hy 'n baie goeie vraag. Hy vra, dis vir ons lekker om te weet, God is Immanuel, God met ons. Maar wat het gebeur met die hemelvaart? Was Immanuel net vir 'n ruk lank God met ons? Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy opgehou Immanuel te wees. En ons sal dadelik sê, nee, Hokkai, wag, dit werk nie so nie. Maar hoe werk dit dan? Nou moet ons baie mooi dit wat ons nou gehoor het uit Simeon ook deurtrek na ons dag toe vanuit die perspektief van Immanuel wees. So God se kinders, ek en jy wat vol is van die Heilige Gees, vervul is deur die Heilige Gees, ons raak God se hande en voete en mond in hierdie wêreld. So dis hoe dit werk. Dis wat Piet Nudee skryf. Hy sê, die oomblik as iemand swaar kry, sien maar iemand is hartseer, en ek kom en ek bring vertroosting, dan is dit die Heilige Gees wat deur my vertroosting bring, en dan is dit 'n Immanuel moment. Dan is dit 'n God met ons moment. As ek by iemand kom en ek sê som net mooi opbouende woorde vir daai persoon, dan is dit God wat deur my mond vir daai persoon wil aanmoedig, en dis 'n Immanuel moment. Wanneer ek 'n bord kos in Kerstyd vir iemand gee wat honger is, dan is dit God se Immanuel moment, die Heilige Gees wat deur my hande en my voete 'n bord kos vir 'n honger mens gee. So die oomblik as ek en jy vol is van die Heilige Gees, en ons is gehoorsaam aan die Gees, dan is die momente van gehoorsaamheid word die Immanuel momente. Wow! Mag ek en jy leer om die Immanuel, die Messias, raak te sien oral waar ons is, in die goeie tye, maar ook in die onverwagte slegte tye. Mag ons ook die Immanuel momente uitleef oral waar ons beweeg. Kom ons bid. Dankie vir u woord, Here. Ja, Here, ons soek baie keer vir u net wanneer dit goed gaan, op die gewone plekke waar ons u verwag. Ons verwag dat as u daar is, dan moet alles net perfek loop, maar Here, u beloof dit nooit. U sê eerder vir ons, ek is altyd by jou. Selfs al moet jy deur water gaan, Jesaja 43, as jy deur riviere moet gaan, deur vuur moet gaan, ek is by jou. Dankie, Here. Maar Here, help vir ons om te leer om u meer en meer raak te sien. En help ook vir ons, Here, dat ons hande en ons voete en ons mond en ons gesindheid en ons tyd en ons alles aanbied vir u. Sê, Here, hier is ons. Gebruik ons ook as Immanuel momente in u koninkryk. Ons bid vir u seën op elke een van ons af, Here. Mag ons die seën van die Heilige Gees in ons lewe dag vir dag, oomblik vir oomblik beleef. U teenwoordigheid. Mag ons geseën wees met die wonderlike liefde van die sturende Vader. Mag ons geseën wees met die teenwoordigheid van Immanuel, God met ons. Ons bid alles in u naam. Amen. Ons sluit vandag af met nog 'n heerlike Kerslied. Welkom, o stille nag van vrede. En dan herinner ek sommer, onthou, die 25ste Woensdag se Kersdiens, gewone tyd, 8:45 in die kerk. So dan is ons terug weer om saam met mekaar te kuier. Bring sommer jou vriende, jou familie, almal wat kuier. Ag, al sê hulle, maar ons het nie kerkklere gebring nie, kom net soos wat julle is. En ons gaan heerlik saam Kersdag
ook aan die voete van ons Here deurbring. Mag jy baie geseënd wees. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in uwe ouwe taal? Kyk selfs die nachtelike sweye, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee